Hallo en welkom weer eens in die Oos-Vrystaat as ek kuier hier by Kombuisland en ons gaan 'n bietjie uitvind oor die Mega Angus veiling wat die 30ste Julie plaasvind hierso op die plaas. En ja, hulle het laas jaar 'n baie sterk veiling gehou en hulle gaan van krag tot krag. Ek gaan 'n bietjie by Gerrit uitvind wat is hierdie jaar op die veiling, waarna ons werk en ja, hoe boer mens hierdie Europese ras in hierdie bitterharde wêreld, hoe hulle dit reg kry. Ons gaan 'n bietjie meer uitvind. Gerrit, hoe gaan dit? Goed en met jou, Tinus? Nee, goed, dankie. Goed. Gerrit, kom ons spring sommer af as suurwêreld, moeilike wêreld. En die mense is lief om in hierdie wêreld weg te skram van Europese rasse af. Maar julle druk die Angus deur as ek so hierso kyk. As jy medium raam dier reg hier doen, lyk dit of hy deurdruk. Ja. Ag Jesus, Tinus, dit is as iemand met my praat oor gehardheid en dit en dat met meer inheemse rasse, dan vra ek altyd die vraag, hoor hierso, ek worry nie te veel hoe die koei lyk nie. Kalf sê elke jaar, maak sy baie mooi kalf groot. En dit is die een ding wat ons met die Angus kry. En dit is regtig, vir my is dit gehardheid. So, dit is 'n Europese ras, maar aanpasbaar in enige omgewing. Maar julle sit ook met 'n ongelooflike koue hierdie winter. Dis sneeuval maar hierso en dit dink laas jaar toe was as ek baie naby aan Vrek gewees. En vandag het ons hulle gesien swem net die ander kant in hierdie koue. So dis 'n ras wat aanpas in 'n klimaatsverandering wat gaan van 30 grade, maar ook gaan tot by -15 en -16 en as jy wind chill by sit seker nog verder onder toe gaan, dan maak die ras in terme van aanpassing nog sin. Dit maak so, ja. Dit is definitief 'n ras wat 'n bietjie wat makliker aanpasbaar is vir koue. Ons is maar 'n bietjie 'n koeler klimaat. Ons is bietjie suurveld. En met dit het ons net gevind die meer medium raam tipe beeste en die bulle wat ons probeer teel doen vir ons goed hierso. Ons is regtig, ons kan nie kla nie. Die Angus het eintlik verbaas ons inteendeel nog elke jaar. Ja, ek wil gou my punt kom as ons kyk na mense om julle is 'n paar ander ouens om julle wat ook Angus stoetteelers is. En dan kry jy ook ouens wat die Angus in hulle kruisteelprogramme inwerk en terminale kruisings inwerk. En Angus bring net daar ietsie ekstra vir die ouens doen dit nie. Dit is ons kan hom vir mekaar sê ons wil Angus vleis is ongelooflike goeie kwaliteit, ongelooflike marmering. En in enige kruisteel gaan hy vir jou daai spesiale kwaliteit vleis kry en vir al die ouens wat dalk dink om uit te voer. Ja, Tinus, ek sê ook altyd vir mense, kyk, ons is nie onder die illusie nie. Angus is nie die beste bees, is nie 'n perfekte bees wat daar is nie, maar as jy in 'n kruisteelprogram werk en jy het 'n bietjie van 'n bondkudde en soos wat meeste van ons boere nou maar het, 'n Angus is die een bil wat vir jou kalvers eenvormig gaan maak. En ons weet, eenvormige kalvers verkoop makliker en spesifiek al by Angus kalvers is gewoonlik van die makliker kalvers om te verkoop, hoor. Ja. En die ander ding van die saak, aan die kant van die saak, as ons kyk na die Angus binne in die groter prentjie, dit raak amper in groot dele van die wêreld 'n vloekwoord om te onthoring. Dit is maar 'n storie en dit is nie maklik nie, dit is 'n moeilike werk. En so jy spaar in terme net van ure wat jy moet werk of moeilikheid en kostes, is dit maar 'n voordeel om met 'n Puna ras te werk, is dit nie? Ja, Tinus, ons het jare terug het iemand ons geleer hoe om te onthoring en die beste onthoring brandyster wat daar is, staan hier agter ons. En regtig, dit het ons lewe verander. Mense het inteendeel so geraak, die horings raak so min. As ek nou 'n kalf moet onthoring, dan gaan ek nie weet wat om te doen nie. Ja, as ek nou gaan kyk en ek kyk hoe mooi staan as om hier agter hulle asof ek nou hier geplaas het. Kyk nou vir al jou rooibees so staan. Sien ek julle so pad om na dink dit 'n teel wat van 'n bietjie lyk of julle gaan na 'n bietjie early maturing toe, bietjie breër in die borsoppervlakte kyk van wat hier agter my staan. Sien ek die prentjie reg? Julle gaan maar bietjie breër en bietjie korter. Ja, Tinus, dit is so. Dit is regtig een van ons teeldoelwitte en is iets wat ons baie aandag aan gee. Ons soek 'n meer medium raam tipe 'n tipe koei, nee, meer medium raam, ons soek breedte by en ons wil nie inboet op die lengte nie. So 'n medium raam koei met kapasiteit is nie ligter as 'n groot raam koei nie. Ons het dit nou al keer op keer gesien en vir alle bil ook. Dit is regtig een van ons doelwitte wat ons wil bereik. En ons vind sukses daarbey. Die medium raam bulle hou beter. Die koeie speen nog steeds vir ons dieselfde kalvers as 'n groot raam koei en
haar onderhoud is definitief 'n bietjie laag. Ons praat dus van die koeie gepraat en ons aan een van die dag ons almal het dit nou ook al graag gesê ek soek iets wat elke jaar vir my 'n kalf gee. Is dit iets wat julle regtig streng bly binne in julle kudde om seker te maak dat julle TKP's laag bly? Dat dit wat op die bulle wat uit hierdie koeie uitkom wat werklik vrugbaar is sodat hulle ouens wat hierdie bulle koop daai aanpasbaarheid, daai vrugbaarheid ook binne in hulle kudde gaan kry? Ja, nee, absoluut Tinus. Regtig as ek nou moet aan seleksie doeleindes dink is dit nommer 1. Ek glo vas deur net vir vrugbaarheid te selekteer jy indirek vir 10 ander kwaliteite. So ons is nogals baie streng daarbey. As 'n ongelukkig as 'n koei nie vir my iets teruggee nie, dan het ek nie plek vir haar nie. Die bulle wat hier agter staan, kom ons praat 'n bietjie oor die veiling self. Die seleksie, die seleksiesproses waartoe jy gegaan het. Wat was dit en wat staan agter ons? Waarna kyk ons? Tinus, so ja, die bulle hier agter ons is almal so tussen 2 en 3 jaar oud. Ons het gevind 'n bietjie ouer bul is vir ons beter bemarkbaar en doen beter. So ons selekteer net na speen, dan sal ons 'n fyn seleksie doen. Dan sit ons almal deur 'n groeitoets en dan na die groeitoets dan sal ons weer selekteer. Dan vat ons hulle 'n bietjie veld toe, bietjie beeste wees weer en dan gebruik ons al die bulle op 2 jaar ouderdom in ons eie kommersiële kuddes. En ons is regtig ons probeer baie hard selekteer na ek weet dit klink nou soos iets wat almal sê 'n funksionele dier, maar die punt is 'n dier wat nie kan loop nie, 'n dier wat nie kan eet nie, 'n dier wat nie kan werk nie, het eintlik nie 'n plek nie. So ons hou daarvan om dit maar eers self te toets. En te weet jy sit 'n beproefde kwaliteit produk daar buite. Dit ons het nou in die vorige onderhoud met jou vrou ook al gepraat. Dit is nou iets wat heeltemal werklik belangrik is om eendag van die dag te sê, weet jy wat, dit wat ons verkoop, wil ons amper half ons brandmerk opsit as jy ons het homself gebruik, ons het homself getoets, hy het by ons gewerk, hy sal by jou werk. Ja, definitief. Nee, dit is uit en uit wat ons probeer regkry. So dit is maar net makliker 'n dier wat kan werk, wat kan beweeg. Soos ek sê, ons is nogals erg op voete, ons is erg op beweeglikheid. So jy wil 'n produk daar buite hê wat jou trots maak. En as hy my trots maak hierso, dan glo ek hy sal enigiemand trots maak. Ek gaan dit laaste ding oor gewees op die vroulike diere wat op aanbieding is. Waarna kyk ons hierdie jaar? Ons het laas jaar vreeslik oor hulle gepraat nie. Ja. Hierdie jaar wat se telefoons neer? Tinus, CC Angus bring vir ons 2 SP versies wat dragtig is en dan van ons kant af, van Kombuisland af, het ons 'n groepie van 20 eerste kalfkoeie wat hulle is in produksie. Kalfies is lekker klein. Ek dink dit is nogals ietsie om na uit te sien. Ja. En dan het ons ook 3-in-1's, 'n paar 3-in-1's en ons het versies en dan nou 'n groepie speenversies wat ons ook opsit wat uit ons eie kommersiële kudde uitkom. Okay. Yes. Maar weer maar dankie vir die uitnodiging. Dit is baie lekker en soos ek nou gesê het, hierdie stoeltjies sit vreeslik lekker in die veld. Ek dink ek sal ook soos 'n ander man so langs die golfbaan kan sit en golf kyk julle as my beeste so om my uit. Ja, nee. Dis 'n voorreg om julle te kuier. Baie dankie Tinus, baie dankie. Okay, so ons sien nou die 30ste Julie hierso op by Kombuisland. Dit is tussen Markwart en Klokkelaan. Daai mooi pad. Ons kry jou hierso en ja, kom kuier saam met ons. Kom kyk vir ons, kom kyk die beeste en ek dink ja, hierso is dalk ietsie wat jy nie wil mis nie. Jy maak hulle deel van jou kudde. Sien jou hier.